Onse Vader wat in die hemel is, Here, hierdie dag behoort aan U. Hierdie môre behoort aan U en dit word geskenk aan ons vanuit U genade, Here Jesus Christus. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, Here, is lewendig, Jesus. Miskien nie so gesond soos wat ons wil wees nie, maar dierbare God, die genade was genoeg om ons wakker te maak vanoggend, Here. En Jesus, elkeen wat vanoggend gekom het om iets te kom ontvang, Here. Here, dat dit so wees dat ons gedagtes, dat ons harte oop sal wees vir hierdie woord van U, Here. Dat hulle nie vir Gerald vanoggend gaan hoor, die dierbare God, maar dat hulle gaan hoor wat U vir ons te sê het, Here Jesus Christus. Kom seën vir ons elkeen. Open ons gedagtes en ons harte, in die naam van die Vader. Amen. 1 Petrus 1, verse 17 tot 23, dit is ons kernteks. Ek is lief daarvoor om die hele teks te lees, verse 13 tot en met 23, tot en met 25 in feite. En dit lees as volg: Daarom ontgord die lendene van julle verstand en deur nigter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf: Wees heilig, want ek is heilig. En ons kernteks gaan dan aan: En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie iets verganklik soos silwer of goud dit losgekoop is uit julle eie sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebruik. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, terwille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het. Moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en die blywende woord van God. Want elke mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. Gemeente, vanoggend is ons tema losgekoop om anders te leef. Wat beteken om ook anders te dink? Wat beteken wanneer ons tot inkeer kom tot die Here? Ek is lief daarvoor om dit te sê dat soos julle verlede week hier gesit en luister het aan die woord van die Here, kan julle nie, of ek wil altyd sê, mag julle nie weer dieselfde persoon wees wat verlede week die woord van die Here gehoor het en dan weer as dieselfde persoon as verlede week hier aankom. Dit is vir my so belangrik dat ons bekeer. Dat wanneer ons kom na die huis van die Here toe, dat ons anders uitgaan. Ons is dan losgekoop. En ons gaan vanoggend fokus op ons identiteit in Christus wat ons lewe vorm. En in eerbied vir God. En liefde vir mekaar. Ek het ietsie neergeskryf vanuit wat Petrus eintlik hier wil sê. Hy praat waarskynlik met mense wat nie kan aanbeweeg nie. Hulle het waarskynlik op die plekke gebly waar hulle die Christendom aanvaar het. Hulle leef asof hulle vreemdelinge is. Dit is wat hulle geloof moes daardie tyd vereis het. Die kultuur, die gesinne, die familietradisies en die vorige identiteit het tot die verlede behoort. Dit is soos om te sê, jy, wie jy ook al is, wat ook al jou mense, is nou nie meer
burgers van die plek waar jy gebore was nie. So julle behoort nou aan God. En julle is God se mense. En daar's net een goddelike mandaat en is God se. En ons gaan hoor vandag wat hierdie mandaat vir elkeen van ek en u. So hierdie radikale aard van ons status en ons identiteit as Christene is iets wat nie altyd duidelik vanuit ons leefwyse uitstaan nie. Ons is dikwels nie meer, soos Karl Barth voorheen gesê het, 'n vlooi op die pels van die wêreld nie. En as ek daardie sinoniem kan gebruik, vandag staan ek hier nie om vir julle woord te gee wat julle wil hoor nie, maar 'n woord wat die Here Jesus Christus wil julle wil sê en vir my ook wil sê. Ek sê altyd wanneer ek woord kom gee, dan kom gee ek nie net woord aan u nie, ek kom gee woord vir myself ook. So vanoggend wil ek weer daardie ietsie dienaar van die Here wees en nie hierdie aanvaarbare dienaar wat ons gemeente altyd van ons verwag nie. Ons word ingesuig deur hierdie waardes van die wêreld. En hulle sê Dirkie Smit skryf sy gedagtes oor die verhouding tussen die kerk en wêreld kan op hierdie manier benut word. En dan skryf iemand ook ten spyte van die feit dat die Christendom in ons land nie meer godsdiens is nie, as ons wêreld nie duidelik meer Christelik nie. Ons kom dien, ons kom sit en ons kom ontvang, maar daar is nie tekens dat ons in hierdie Christelike verhouding leef as Christene nie. Al is ons soms ontevrede daarmee, gaan ons dikwels voort met hierdie gedrag. En dit is wat Petrus hier vir ons skryf, julle. Dit is wat die Bybel hier vir ons skryf. Dit is wat Petrus vir daardie mense geskryf het in daardie konteks. Maar ek bring vandag hierdie boodskap en ek wil probeer vandag hierdie boodskap bring in ons konteks in. So Petrus herinner dan ons as lesers dat hulle uit 'n bepaalde kultuur verlos is. Julle, ons is verlos. Ons het Goeie Vrydag gevier. Jesus het gehang aan die kruis. Stefan Joubert sê altyd, Jesus Christus het hom doodgeloop aan die kruis vir ek en u. Die prys om hulle uit hierdie gevangenis van die verlede los te koop, dit was duur. Die kosbare bloed van Jesus Christus het alle ander middele soos ons geld en ons eie pogings in waarde het dit oortref. So hierdie nuwe status en identiteit is die werk van God deur die dood en die opstanding van Christus. Hierdie evangelie het aan ons nuwe geboorte gegee. En so skryf Petrus. En so kom ons vandag, want ons is losgekoop om anders te dink. En kom ons kyk wat sê Petrus vandag, wat skryf hy vir dit? Dit klink miskien vandag direk in ons situasie. En julle, ek het vandag 'n paar punte wat miskien nie lekker met van ons gaan sit nie. Maar ek hoor altyd tussen ons leraars en in ons kerkgangers, ons kerkmense, dat ons sukkel met hierdie aanhoudende kla van finansies, van geld. Ons staan vas, my in kluis. Ons staan vas wanneer ons vooruit moet gaan om die woord van die Here, om die goeie nuus. Ek hou van die Griekse woord euangelion, die goeie nuus te gaan verkondig, dan kyk ons vas in hierdie donker wolk wat finansies is. Weereens, my in kluis. En Petrus skryf hier aan mense wat onseker is, net soos ons, oor die toekoms. Hy skryf aan mense wat voel hulle hoort nie meer heeltemal in die wêreld nie. Ons leef onder druk, finansiëel, sosiaal en ook geestelik. Ons worstel met hierdie identiteit, met hierdie Christian identity van ons. Ons worstel met dit. En as ons eerlik is, ons is bekommerd oor die voortbestaan van hierdie gemeente. As leraar van hierdie gemeente is ek ook bekommerd daaroor. Maar as een van die leerders van hierdie gemeente wil ek graag hê dat ons as gemeente moet hande vat en dat ons nie hierdie hobbel elke keer voor ons kan gooi nie, want elke keer as hierdie hobbel in ons pad is, sien ons nie die future nie. Ons kyk teen hierdie hobbel vas. Hierdie konstante bekommernis oor finansies. Weereens, my in kluis. Ons sien hoe baie minder mense diens toe kom.
En dit maak ons ook bekommerd, want hoe minder voete in die kerk, hoe swakker is ons finansies. Ons beleef spanning, en ons beleef ook verdeeldheid binne ons gemeente. Maar dit is presies in 'n tyd soos hierdie wat God se na ons toe kom. En hy kom nie met hierdie oppervlakkige troos na ons toe nie. Hy kom hier met 'n diepe waarheid. Julle, my en Kleis, is losgekoop. Julle is nuut gemaak, my en Kleis. So julle moet anders leef, want julle is losgekoop, my en Kleis. So Petrus begin nie net hier met 'n opdrag, hy begin met 'n reminder. Ekskuus tog vir my Engels, met 'n herinnering. Julle weet tog dat julle nie met silwer of goud losgekoop is nie, maar met die kosbare bloed van God. Ek wonder, hierdie was nou nie deel van my preek nie, maar ek wonder tog soms, wanneer 'n vader sy lewe vir 'n kind gee, hoe daai kind voel. Ons hoor so baie stories op die Kaapse vlakte waar daar kinders doodgeskiet word en waar dwaalkoels hardloop en waar pa voorin hardloop voor hierdie kind en hy gee sy eie lewe. En ek wil ook die ander konteks gebruik waar ons plaasboere doodgemaak word en soms dis daar oorlewende, baie kere is daar oorlewende wat beklei het vir sy vrou, wat beklei het vir sy dogter of sy seun. Hoe moet die agtergebliewenes nie, of die persone wat agtergebly het, nie voel nie? En hoeveel waarde sal jy nie in daardie opoffering geplaas het? Ek wil amper vir julle sê, dit is daardie liefde, of ek wil vir julle sê, dit is daardie liefde, daardie opoffering, wat die Vader vir ons gee, om nie te kan dink, sodat ons nie meer kan wees soos wat ons gister was nie. Hoor my mooi vandag, NG Moedergemeente, ons as moedergemeente behoort nie aan onsself nie. Jy misgis vir jou, as jy dink, dat die kerk van die Here Jesus Christus van jou afhang, my en Kleis. Ons behoort aan Christus. Jesus Christus sal sy kerk onderhou, ondanks hierdie kerk gebou se deure sal toemaak. Die kerk van die Here Jesus Christus sal vir ewig staan, en daarmee kan ek met trots sê, want ons, ek en u, dien hierdie lewende God. Ons is nie hier vandag deur ons eie doen en late nie. Ek het vanoggend gebid, ons is opgewek deur die genade van die Here Jesus Christus. Maar ons dink dikwels as ek maar net 'n bietjie meer geld gehad het, my in Kleis. As ons maar net nog meer gemeente in ons bediening gehad het. As ons beter programme in ons bediening gehad het, sou hierdie kerkbanke vol gewees het. Maar Petrus sê, julle waarde lê nie in silwer en in goud nie. Julle hoop lê nie in die menslike strukture van 'n kerk nie. Julle bestaan, ons bestaan. Ek hou van die woord, my in Kleis, lê aan die opgestane Here Jesus Christus. En julle daardie frase, dit verander alles. Want vers 17 sê ons moet in eerbied leef. God is Vader en hy is ook die judge. Petrus sê, aangesien julle hom as Vader aanroep, leef dan so met eerbied. God is Vader, hy's naby, hy's liefdevol en hy's genadig, maar hy's ook die judge. En hy's heilig, hy's regverdig en hy's ernstig. Ons probleem van vandag is, ons wil God net as 'n Vader hê. Ek en albei ons ry Bredasdorp toe, en ons praat net oor die algemeen, en ek sê, ek het 'n groot probleem met iemand wat sê, hy's 'n kind van die Here, maar hy kan nie lief wees oor die kultuurgrens nie. En ons het hierdie persoonlike gesprek wat ons het, en ek sê vir hom, dit is my ervaring, en ons kan nie kontekstueel bekeer wees nie, ons kan nie kontekstueel lief wees nie. Liewe gemeente van Oudtshoorn Moedergemeente, wanneer jy lief het jy lief soos God die Vader lief gehad het. Soos hy sy seun gestuur het, sodat elkeen van ek en u vandag 'n tweede kans het. En my pleidooi vanoggend aan julle is, ons is losgekoop julle. Ons is losgekoop om nie te dink,
Ons is losgekoop om bo oor ons grense te kan dink, om 'n nuwe lewe te hê. Julle God is heilig. En wanneer ons hom aanneem of aangeneem het as ons Vader, moet ons heilig leef. En wanneer ons heilig leef, het ons grensloos, onvoorwaardelik, het ons lief. Ek sukkel ook daarmee. So ek kom preek nie vandag vir 'n konteks nie. Ek kom preek vir die wêreld vanoggend. Ek kom preek met myself vanoggend. Oudtshoorn Moeder Gemeente, ons is nie in 'n finansiële krisis nie. En dit wil ek vandag onoorwonde sê, ons is nie. Want kyk, hier staan ons. Deure van die kerk is oop, hier's krag. Ons lewe, ek kan preek het. Ons het van die beste stelsels in ons kerk. Ons moet geestelik vernuwe word. Want ons word gemaklik, ons raak selfgerig. Ons verloor hierdie eerbied. Eerbied wat beteken ons neem God ernstig op. Ons leef nie heel halfhartig nie. Ons besef ons lewe maak saak. Ons vraag is net vandag, sal die gemeente oorleef? Nie die vraag is, leef ons nog heilig voor God? Ek kan vir julle waarborg dat die kerk van die Here Jesus Christus sal ten alle tye staan. Die geboue sal vergaan, ja. Maar die kerk van die Here Jesus Christus, hy kon die aarde laat vergaan het. Hy het nie verniet kom sterf sodat ek en jy 'n tweede kans mag kry nie. Hy het gekom sodat jy kan besef jy is sy kind. Jy het waarde in hom. En dan word in hierdie teks iets gepraat van vreemdelinge. Julle is vreemdelinge en moenie soos die wêreld leef nie. Nou wat sê Petrus eintlik hier vir ons wanneer ons in vreemdelingskap leef? Dit beteken ons pas nie meer heeltemal in nie. Ons leef volgens ander waardes. En as Petrus so sê, dan wil ons soms die kerk van die Here Jesus Christus maak soos wat ek wil hê hy moet wees. Die leraars moet preek soos wat ek dit wil ontvang. Hulle praat van 'n vloei in die wêreld, praat Karel Barth van, ek wil vandag daai vloei in die wêreld wees. Ek wil ook vandag wees 'n diensknegt van die Here wat nie bang is om die mandaat van die Here Jesus Christus te volg nie, ten koste van my lewe. En ek wil hê julle moet vir my toelaat om vandag daai vloei te wees vir hierdie rukkie. Wat gebeur vandag? Ons begin lyk soos hierdie wêreld. Ons raak gelykvormig in hierdie wêreld. Ons vertrou meer op geld as God. My Jan Kleis. Geld is hierdie entity wat soveel verdeeldheid kan veroorsaak, en ek moet my nie verkeerd verstaan, is nie verkeerd om geld te kan hê nie. Soveel mense wat geld het en wat gee, sodat ander 'n beter lewe kan hê. Maar wanneer geld 'n obstakel begin raak in elkeen van ons se lewe, dan raak dit 'n ewel. En ek wil dit aanspreek vandag. Jy is nie beter as die volgende en as jou bankrekening 'n bietjie sterker as die volgende persoon is nie. Luister my mooi, dit is nie verkeerd om 'n bietjie geld in die bank te hê nie. Maar wanneer daardie geld vir jou weghou van dit wat die Here wil hê, dan raak dit 'n probleem. Ons raak verdeeld soos die wêreld. Ons praat onmin van mekaar. Ons saai onmin onder mekaar. Want ek is belangrik. Ons hou vas aan ons eie belange. En Petrus sê, julle, my en Kleis, ons is losgekoop vanuit daardie lewe. Die ou lewe van selfgerigtheid, verdeeldheid, sinneloosheid. Ons is losgekoop van dit af, julle. Gemeente, ons kan nie
die ou lewe vat en verwag dat God vir ons 'n nuwe lewe gee nie. En hier kom praat ek met hierdie gemeente van ons. Ons kan nie elke keer vaskyk in hierdie stammelblok wat voor ons is nie. Kom ons vat hande gemeente en ons probeer 'n oplossing kry. Kom ons dink anders. Ek sien gister by die golf 'n baie mooi prentjie, of laat ek sê 'n insiggewende prentjie van besigheidsmanne. Die jong generasie sit aan een kant en die ouer generasie sit aan die ander kant. Dit het vir my 'n eye-opener geword. Dat daar is nuwe denke onder besigheidsmanne. Daar is nuwe vooruitsigte onder besigheidsmanne. Vers 22 sê vir ons moet vurig leef onder mekaar. En hierdie is die hart van die teks. Dit is die hart van hierdie Petrus teks wat ons vandag lees. Julle moet mekaar innig, met reine harte lief hê. Hierdie liefde, praat ek van soos die liefde wat jy het vir jou kind, vir jou vrou, vir jou naastes, dit wat in jou naaste familiekring is. Dis hierdie liefde, nie oppervlakkige liefde nie hierdie vriendelikheid nie, maar 'n vurige, onvoorwaardelike, volhardende liefde. Soms betoon ons liefde aan ons naaste deur hierdie eenmalige gee van ons. Die Here wil hê ons moet volhard. Ons skoollese was toe ek op college was, laerskool, volharding bring sukses. Perseverance brings success. En as ons volhard in die omgee, in die liefde, sal daar nie 'n stumbling block in hierdie kerk se vooruitgang staan nie. Julle die harde waarheid, 'n gemeente kan finansiëel swak wees en nog voortbestaan, maar 'n gemeente sonder liefde is morsdood. 'n Gemeente wat nie sien dat my ander gemeentelid swaar kry nie, is morsdood. Dit is doelloos. Dit is doelloos vir elkeen van ek en u wat vandag in hierdie diens staan. En sê ons is lief, maar ons is nie lief oor ons kultuurgrense nie. Of die mense wat ons nie van hou nie, ons sosiale grense nie. Dan leef ons nie onder hierdie mandaat van die Here Jesus Christus nie. Julle, wanneer daar wantroue is, kinderpraatjies en verdeeldheid, onvergewensgesindheid, dan Jaap, al hierdie begrotings wat ons in die kommissievergaderings het, die strategieë wat ons uitwerk om die gemeente beter te laat vaar hierso in te kan leef, dan Jaap dit absoluut niks. Dan is die kerk van die Here Jesus mors dood. Maar wat beteken hierdie boodskap vandag vir ons as 'n gemeente? Ons moet weer vertrou op God. Ons is dan losgekoop deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ons moet nie weer vertrou op ons finansies, op die getalle en die struktuur en die hele, wanneer ons op God vertrou, dan gebeur enige iets. Julle het 'n leraar op hierdie preekstoel wat uit verslawing uitkom. Wat mense gedink het, daardie man beteken niks vir hierdie oudsoring nie, vir sy familie nie, maar my ouma het altyd gesê, ek vertrou en ek hoop op die Here Jesus Christus dat daar vir jou sal uitkoms, of dat daar vir hom sal uitkoms kom. Julle, in dit wat die Here Jesus vir my kom doen het, ja, die Here Jesus vir die kerk van hom doen, vir elkeen van u wat hier sit, wat met 'n uitdaging sit vandag. Ek wil nie sê dat ek 'n trotse vorige alkoholist was nie, maar ek is trots om te kan sê van daardie spasie uit, daardie ongemaklike spasie uit, het die Here kom hoop gee vir die wêreld. Het die Here kom hoop gee vir hierdie kerk. Het die Here, ek vra my altyd, Gerald, wat maak jy by NG Moedergemeente? Dan kry ek hierdie antwoord, omdat ek so sê,
Omdat ek jou daar wil hê. Vir ons lyk dinge soms ondoenbaar, onmoontlik. My lewe het op 'n tyd so onmoontlik, ondoenbaar gelyk. Maar die krag en die bloed van die kruis het my kom red. Ons moet mekaar weer kies, julle. Nie net uit jou eie groepering mense, uit jou kulturele groep nie. Ook nie uit jou eie vriendekring, familiekringe, my voorkeuring nie. Maar ons moet mekaar weer kies as die hele liggaam van die Here Jesus Christus. Ons moet mekaar verdra. En wat beteken ons moet bietjie luister na mekaar. Ons moet mekaar vergewe, ons moet mekaar help. Ons moet bid vir mekaar. Ons moet empatie en simpatie met mekaar hê. Ons moet weer saam getuig soos die Emmausgangers in Lukas 24. En julle sal altyd agterkom wanneer mense van Jesus praat, dan is daar glimlagte. Dan is daar geselskap wat aangaan. Ons probleem is vandag nie net erediens bywoning en funksies en daardie tipe van dinge nie. Dit is omdat ons nie meer vurig vir Jesus brand nie. Want as ons lewens brand van hierdie opgestaane Here Jesus Christus, sal hierdie kerkbanke vol wees. So dit is ook 'n persoonlike gevoel of karakter of 'n persoonlikheid wat jy teenoor die Here toon wanneer jy kom na die dienste toe. Wanneer jy kom na die eredienste toe. Waar jy dink Jesus is. Here, hoekom is dit moontlik vir ons om so losgekoop te kan leef? Wat sê vers 23 vir ons? Want dit sê vir ons, julle is weergebore deur die lewende en die blywende woord van God. Julle is weergebore. Julle is nuut gemaak. En dit is die goeie nuus. Hierdie verandering hang nie net van ons af nie. Dit is God se werk binne in elkeen van ons. So saad wat groei, stadig, stil, maar kragtig, is God reeds besig in hierdie gemeente. Ek sien God beweeg in hierdie gemeente. Ek sien hoe die Here hierdie gemeente verander. Petrus sê, julle is losgekoop, julle is nuutgebore, julle behoort aan God en daarom moet ons met eerbied leef. Ons moet leef met hierdie hoop wat God aan ons gegee het en ons moet mekaar vurig en innig lief hê. Gemeente, ek wil afsluit, ek dink aan daardie gebarste bak wat daar ook van vertel word. Baie mense sou gesê dat ons moet daai gebarste bak weggooi. Maar die Here sê, ek koop dit terug. Ek sal dit herstel. Ek gee dit 'n nuwe doel. Ons voel vanoggend miskien soos hierdie gebarste bak. Ons het uitdagings in ons lewe, ons huweliksmaat het die huwelik uitgeloop, ons is alleen in 'n huis. Ons het werk verloor. Ons kinders is nie waar hulle moet wees nie. Ons finansies is nie waar dit moet wees nie. Maar die kruis het vir ek en u 'n nuwe doel gegee. Die kruis het ons losgekoop van daardie denke af. Miskien voel ons vandag gebreek, miskien voel ons swak vandag, miskien voel ons onseker, maar God sê vir elkeen van u dat u is kosbaar. Jy is myne. Ek is nog nie klaar met jou nie. So kom kies vandag, gemeente van moedergemeente en die luisteraars wat daar buite kan luister, kom kies vandag om weer God te vertrou, om mekaar te vergewe, om mekaar lief te hê, om saam vorentoe die pad te stap. 'n Gemeente wat lief het, is 'n gemeente wat leef. En 'n gemeente wat op God hoop, het 'n toekoms. Elkeen van u soos u hier sit, almal wat luister vanoggend in hierdie diens, is losgekoop om anders te leef, om anders te dink en om anders lief te hê. Amen. Here ons God, u het ons duur gekoop deur die bloed van u seun. Leer ons weer om u te vertrou. Here, breek ons trots en genees ons van hierdie verdeeldheid en vul ons harte met opregte liefde vir mekaar. Grote God,
ons gemeente leef uit u genade en wat u naam eer. Amen. Gemeente Kerk